Fantasties. Ja, hierdie lewe het maar sy quota, dinge waaraan mense dink en soms bekommer. En ek wil met jou praat oor, moenie worry nie. Ja, Jesus het vir sy disciples gesê in Johannes 14 vers 1, laat julle harte nie ontstel word nie. En hy het geweet wat gebeur, hy het geweet oor 'n paar uur gaan hulle hom oorlewer, hulle jaalt, hulle Here gaan gevange geneem word, hulle hele lewe, hulle hele godsdienst, hulle hele teologie gaan mekaar tuimel, want hulle het nog nie verstaan dat Jezus gekruisig gaan word nie. En nou sê die Bybel in Johannes 14, waar Jezus hulle wil voorberei, hulle sê, moenie worry nie. Sê vir hulle, laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. En dis die geheim. Glo in God, glo ook in Jezus. God die Vader en God die Seun. Laat jou hart nie ontstel word, die glo in God. Bekommernis sê eintlik, ek wonder, ek weet nie, gaan dit werk? Ek wil vir jou sê, Jezus sê vir sy disciples, en dit is net soveel van toepassing op ons vandag, laat jou hart nie ontstel word, die glo in God, glo ook in my. En daar is 'n paar dinge wat in Johannes 14 sê, wat ons moet glo rondom God, waarvoor ons hom kan vertrou. Die eerste ding wat hy vir hulle sê is, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir jou plek te berei. En daai wonings beteken, daar's blyplek in die hemel. Jezus het jou lief. Al manier om by hierdie blyplek uit te kom, dan hoef jy ook nie te worry oor die ewigheid is nie. Glo met jou hele hart en siel in God. Glo in God, glo ook in my. Daar is een manier om gered te word, en dis deur Jezus. En die eerste ding wat God vir sy disciples sê, wat Jezus vir hulle sê, is rondom hulle geestelikheid, en daarna praat hy met hulle rondom die tydelike lewe. Maar eers hulle ewige lewe, want dis die eerste ding wat 'n mens in plek moet kry. Baie mense wil God dien net vir die tydelike, maar dit gaan eers oor die ewige, en dan die tydelike. En hy sê, laat julle hart nie ontstel word nie, moenie worry nie. Glo in God rondom jou omstandighede, rondom jou lewe, rondom jou toekoms. Glo ook in my, sê hy. In die huis van my Vader is daar baie wonings, daar is blyplekke. As dit nie so was, sou ek vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, en vir julle plek berei het, dan kom ek weer. Soos Jezus sê, hy gaan weer kom. En dit glo ons onomwonde, en dis waarvan die Bybel praat in 1 Thessalonicense. Hy sê, hy gaan weer kom, hy kom weer, hy kom definitief weer. En al ons gelowiges wat reeds aan die ander kant is, die wat reeds ons vooraf gegaan het, hy gaan saam met hulle kom, en hy gaan ons saam met hulle vat, ewig in die, saam met hom in sy teenwoordigheid. Hy sê, as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer. Baie mense is bekommerd oor hulle siele, en God wil nie, ons moet bekommerd wees in die sin dat ons hoef nie bekommerd te wees nie, deurdat ons glo. As ons glo in Jezus, hoef ons nie bekommerd te wees nie. As jy jou saligheid in hom vastgemaak het, hoef jy nie bekommerd te wees nie. En nou kom hy, en hy sê vir hulle, en jy moet verstaan, die disciples het nou nie hierdie gesprek heeltemal verstaan nie. Hy sê vir hulle, waar ek gaan, weet julle, en die weg ken julle. Met ander woorde, julle weet die koördinate, die GPS, jy ken die pad na waant toe om te gaan. Hy sê eintlik wel, julle weet hoe om in die hemel te kom. Julle ken die pad. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar jy gaan nie, en hoe kan ons daar kom? Ons ken nie die pad nie. Hy sê eintlik, ek het nie 'n kaart nie, ons weet nie waar toe jy gaan nie, ons weet nie hoe om daar te kom nie. Jesus sê vir hulle, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus sê eintlik, as net een manier om in die hemel te kom, en dis deur Jesus. Thomas dink, Jesus praat van 'n fisiese plek, hy het GPS nodig om daar te kom. Jesus sê vir hom, moenie worry nie, deur my. Daar's net een weg, en dit is Jesus. Daar's net een manier om in die hemel te kom, en dit is deur Jesus. En hy sê vir hulle, moenie worry nie, jy kan die hemel maak, net deur my. Vriende, is dit nie fantastische nuus nie? Jy hoef nie vanaand te gaan slaap met die gedagte, sal ek het maak, sal ek het nie maak nie. Jy kan gaan slaap met die gedagte,
Omdat ek glo in Jesus Christus, omdat ek hom as my saligmaker aangeneem het, kan ek hemel toe gaan. Baie mense is bekommerd, is hy gereed, is hy nie gereed nie, en dis dalk goed om bekommerd te wees as jy nie gereed is nie, maar as jy gereed is, sê die Bybel in 1 Johannes agter in jou Bybel, hy sê, hierdie dinge het ek aan julle geskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. God wil hê ons moet dit weet, en as jy aan Jesus glo en in hom vashou, hoef jy nie bekommerd te wees nie, dis onmoontlik dat jy verlore kan gaan, as jou saak met God reg is. Maar as 'n tweede ding wat hy vir hulle sê, om nie te worry nie. Hy sê vir hulle, in Johannes 14 vers 12, voorwaar, ek sê vir julle. Nou as Jezus sê, voorwaar, beteken dit is 'n uitgemaakte saak, is definitief. Is for keeps, dis afgehandel. Jy hoef nie daaroor te twyfel, hy sê, ek sê vir julle, wie in my glo, dan word ons glo in God en in die Seun, hy sê, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy doen, en hy sal groter werke doen, omdat ek na my Vader gaan. Hy sê eintlik, terwyl jy nou op aarde is, voordat jy nou by jou hemelse huis gaan uitkom, omdat jy glo, gaan jy groot wonderwerke vir my doen. Is dit nie 'n fantastiese belofte nie? Praat met jou oor, moenie worry nie. Punt 1 is, as jy glo in Jezus, jou huis, jou blyplek is vas. Punt 2 is, terwyl jy op aarde is, op pad na jou hemelhuis toe, is punt 2, as jy glo, en terwyl jy glo, gaan jy wonderwerke vir Jezus op aarde doen. Maar daar is nog 'n punt, nie net die wonderwerke wat jy doen nie, jy gaan dinge nodig hê hier op aarde. En jy moet ook nie daaroor worry nie. Hy sê, vers 13, Johannes 14, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Wat ook al. Vers 12 sê, die werke wat ek doen, sal hy doen, hy sal groter werke doen. Vers 13 sê, wat jy ook al nodig het, vra my net, ek gaan dit doen. Het jy dalk 'n wat ook al in jou lewe? 'n wonderwerk wat jy nodig het, wat ook al? Jezus sê, moenie worry nie, vra my, ek gaan dit doen, en die Vader gaan verheerlik word daardeur. Hy sê eintlik, dit dien tot aanbidding van God. Ek dink baie keer het ons nie, omdat ons nie bid nie. Die Bybel sê ook so, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Baie keer is mense skaam om te vra, en hulle vra net iets, en ons kan maar iets vra. Maar die Bybel sê, wat ook al, whatsoever, wat ook al, wat jy ook al mag vra, hoe groot of hoe klein. En Jezus begin hierdie hoofstuk met, laat jou hart nie ontstel word nie. In die huis van my pa is daar baie huise, punt 1. Punt 2, jy gaan groter werke vir my doen as het ek gedoen het, soos jy gaan nie, jy moet nooit dink jy is werkloos hier op aarde nie. As jy dalk nie in die fisiese werk het nie, jy het werk, jy kan groter dinge vir God doen, as wat Jezus gedoen het. So sê Johannes 14 vers 12, groter dinge. Hy sê voorwaar, dis definitief afgehandel, is onmoontlik, God kan nie lieg nie, dis onmoontlik dat hy kan lieg, hy kan nie. Hy sê dis definitief, die woord voorwaar beteken amen, dit is so. Daar staan in jou oorspronklike taal, in die Griekse vertaling staan daar amen, dit beteken definitief. Groter werke gaan jy doen. Ek wil hê, jy moet hierdie geloof vat van jou vandag, en in jou wonderwerke beginne instap, daarin beginne leef, laat dit manifesteer, laat dit werk deur jou, en dan derdens sê hy sê, wat jy ook al nodig het, wat ook al, het jy dalk 'n wat ook al in jou lewe, ek wil jou uitdaag, om dit vir Jesus te gee, want dit dien tot aanbidding van die Vader. Die Bybel sê, ek lees het weer vir jou, wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen. Sal is 'n definitieve woord. Sal is 'n afgehandelde woord in die sin van dit staan vas. Dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik word. As jy God nie iets gaan vra nie, dan beroof jy hom van aanbidding. Want die Bybel sê, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. So dat beteken daar is 'n rede hoekom God het so wil hê. Hoekom hy wil hê, jy moet hom vra. Want hy wil hê, die Vader moet verheerlik word. Dit moet tot aanbidding van hom lei. Elke wonderwerk wat in jou lewe is, dien tot sy aanbidding. Ek het net nou met iemand hier gesels en toe sê ek vir hom, God is so goed.
Ek sê vir hom, dis net 'n getuienis van Godse grootheid, Godse guns. En wat het gebeur? Dit dien tot aanbidding van die Vader en aanbidding van die Seun Jesus Christus. Vat jou wonderwerk, wat ook al, wat julle ook al in my naam vra. Maar my liewe vriende, hy sê in die volgende vers, as julle iets in my naam vra, met ander woorde, alles het net 'n ietsie klein, sal ek dit doen. Soos God gee vir jou die wat ook al, en hy gee vir jou die iets. Hy gee vir jou die baie, en hy gee vir jou die min. Hy gee vir jou die klein, en die groot. Wat ook al, en as julle iets in my naam mag vra, dit gaan oor die naam van Jesus. Hy sê, moenie worry nie. Laat jou hart nie ontstel word nie. En dan kom hy met 'n laaste punt, wat ek vandag met jou wil deel oor, laat jou hart nie ontstel word nie. Hy sê in vers 15 van hierdie gedeelte, as julle my lief het, bewaar my gebooie, en dan, ek sal die Vader bid, soos hier kom nog iets, oor moenie worry nie, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly. Hy sê eintlik, moenie worry nie, jy gaan nooit weer alleen wees nie, ek gaan vir altyd by jou wees, hy gaan julle 'n ander trooster gee. Hierdie woord trooster, kom in jou Nuwe Testament, 5 keer voor, in die hele Nuwe Testament kom hier die woord trooster voor, 4 keer in Johannes 14 en 16 al te saam, en nog 1 keer op 'n ander plek in jou Bybel, die woord trooster. Die woord trooster beteken dan intercessor. Ek gaan vir jou 'n maat gee, en hy praat nie van jou huweliksmaat nie, hy praat van 'n ander lewensmaat. Ek sê lewensmaat, want hierdie maat is lewenslang by jou as jy glo. 'n ander lewensmaat, hy sê, hy noem, dis die Heilige Gees, hy noem dit die trooster, hy is jou intercessor en jou advokaat. Wat doen 'n intercessor? Dit bid namens iemand vir iemand anders. Hy bid namens iemand vir daardie iemand. Wat doen die Heilige Gees, terwyl jy God aanbid, is hy heeltyd besig om namens jou op te tree? Wat doen lewensmaats, huweliksmaats? Hulle tree namens mekaar op, hulle help mekaar. Hy sê, moenie worry nie, jy gaan nooit weer alleen wees nie, jy gaan jou 'n ander trooster stuur, iemand wat vir altyd by julle kan bly. Die Bybel sê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Ek is nooit alleen nie. As ek my oë toemaak in die aand, dan die trooster by my. As ek in die môre opstaan, dan kan ek sê, good morning Holy Spirit. As ek deur die dag stap, dan kan ek met hom praat. Ek is nooit alleen nie. Jesus sê vir hulle, moenie worry nie. Ek gaan vir julle plek berei, en ek gaan julle weer vat en bring na waar ek is. Hy sê, maar moenie worry oor die tyd hierso nie. Julle gaan groter wonderwerke doen as wat ek gedoen het. En hy sê, moet ook nie worry nie, moenie worry nie. Wat julle ook al nodig het, vra net vir my, ek gaan dit doen. En dan gaan hy verder, hy sê, as jy iets nodig het, so as hy iets kleins is, moet nie dink iets is te groot of te klein vir my nie, vra my net, ek sal dit doen, en dan sê, moet nie worry nie, jy gaan nooit alleen wees, ek stuur die Heilige Gees om vir altyd by jou te bly, tot in ewigheid, en hy noem dit die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Sondags het nie hierdie Heilige Gees in hulle nie, maar alle gelowiges sê dit, of jy gedoop is in die Heilige Gees, of nie, as jy 'n gelowige is, dan het jy die Heilige Gees. Maar natuurlik wil ek van hom drink tot, en ek wil gedoop word met die Heilige Gees, ek wil spreuke in tale deelagtig wees, maar ek wil vir jou sê, as gelowige het jy die Heilige Gees, want hy sê, wie in my glo, het gaan heeltyd oor, laat jou hart nie ontstel word, die glo in God, glo ook in my, dan het jy hierdie dinge, hy noem dit die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien nie, en omdat het hom nie ken nie, maar jylle ken hom, omdat hy by jylle bly, en in jylle sal wees. Soos waar is die Heilige Gees? Wanneer ek op my bed lê, dan is hy hier binne in my, en hy is by my. Waar is die Heilige Gees? As ek in my kar ry, dan is hy binne my, en hy is by my. Wanneer ek in 'n konfliksituasie beland, en iemand iets wil sê of doen wat ongeruimd is, dan is hy in my, by my, en hy gee my wysheid. Hy word ook genoem die Gees van wysheid. Daarom het ek wysheid. Die Bybel sê, vra vir wysheid. Al wat jy dan doen is, jy aktiveer die persoon van die Heilige Gees binne jou, om stadig te wees, om te praat,
om vinnig te wees, om te luister, om geduldig te wees, 'n lankmoedige mens is groot van verstand. Ja, jy word as 'n wyse gereken as jy lankmoedig is. En weet jy wat, jy skryf mense se skuld af, in die sin van, as hulle kwaad aan jou gedoen het, dan vergewe jy, want die Bybel sê, dit is 'n eer vir 'n wyse mens, om die oortreding van ander mense te vergewe, dit is 'n eer. En hierdie persoon van die Heilige Gees is binne jou. Miskien was jy bekommerd, hoe gaan jy 'n situasie hanteer? Ek wil vir jou sê, hy sê, moenie worry nie. Ek is met jou al die dae. Hy sê, hy sal vir ewig by jou bly. Miskien het jy gewonder oor, hoe gaan jy hierdie iets in die hande kry wat jy nodig het, of die baie, wat so ook al. Hy sê, moenie worry nie, vra my, ek sal dit vir jou doen, want dit dien tot aanbidding van God. Miskien het jy gedink, hoe gaan ek het reg kry om vir die Here te werk? Hy sê, moenie worry nie, moenie op jou bekwaamheid let nie, moenie kyk na jou vermoë nie, groter werke as wat ek gedoen het, sal julle doen, as julle in my glo, omdat ek na my Vader gaan groter werke. Moenie kyk na jou vermoë, jou kwalifikasies, of jou papiere wat jy het, of jou agtergrond, of jou ervaring nie. Nee, kyk na hom, wie in my glo, groter werke sal hy doen. Ja, hy wil deur jou handig siekes gesond maak. Ja, moenie worry of die sieke gesond gaan word of nie. Gee het vir Jesus. Hy sê, moenie worry nie, ek gaan dit vir jou doen. En dan die eerste belangrikste ding, die redding van jou siel, sê hy, glo in God, glo ook in my, daar is baie blyplek daar aan die kant. Ek gaan om dit voor te berei, om jou by my te hê. Ek wil hê jy moet vir altyd en vir ewig by my wees, as jy in my glo. En daarom, hierdie gedagte vandag met jou, hierdie fantastiese nuus. Ek wil jou hand vat en saam met jou bid, en jou saam na die Here toe opdra. As jy na hierdie woord luister en jy is bekommerd oor jou siel, of jy is bekommerd oor hoe gaan jy vir die Here werk, of jy het gaan regkry, of jy is bekommerd oor wat ook al, of iets, of jy dink, hoe gaan ek môre 'n konflik situasie hanteer? Hy sê, moenie worry nie, ek is met jou. Hy sê op 'n ander plek, al die dae van jou lewe. Hy sê op 'n ander plek, rondom die wonderwerke wat jy gaan doen, hy sê op siekes sal jy die hande lê, hulle sal gesond word. Hy sê op 'n ander plek, as jy vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in jou hart twyfel nie, maar glo, wat jy sê, sal jy kry net wat jy sê. Wat julle die Vader ook al vra, in my naam sal ek vir julle doen. En dan kom die Bybel in 'n ander vers hierso. Hy sê in vers 23 van hoofstuk 16, en in daardie dag sal julle my niks meer vra nie. Met ander woorde, ons gaan nie vir Jesus vra nie, ons vra ons oor die Vader. Voorwaar, ek sê vir julle alles. Alles. In die vorige vers het hy gesê, wat ook al, en hy het gesê, as jy iets wil vra, en hier sê hy, voorwaar, ek sê vir julle alles, wat julle die Vader in my naam vra, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle nog niks in my naam gevra nie, is asof hy ons uitdaag, jy het nog niks gevra nie. Bid, jy sal ontvang, sodat jou blydskap volkome kan wees. God wil jou bly maak. Hou op met worry, gee dit vir hom. Why worry? God is still in control. Maar jy moet dit glo. Kom ons bid saam. Here, ek ervaar en ek voel in my gees hoe mense uitreik na U en sê, Here, hier is my siel. Ek glo dat U my sondes weggewas het. Die woord gee ons daar die klarigheid daaroor, daar die clarity, daar die duidelikheid daaroor, as ons sondes bely. U is getrou om ons te vergewe, ons kan dit maar glo. Ons hoef nie aan te hou, dink jy het ons nie vergewe nie, dis die aanvalle van die vyand, as ons dit herken het, dan is dit weggewas. Ons het clarity, ons het klarigheid daaroor. Dankie Here oor elkeen wat nou na hierdie woord luister en sê, Here, ek kry nou clarity, klarigheid. Dat ek nie hoef te worry nie, want ek het dit bely, ek het dit herken. Ek gaan nou ophou twyfel, ek gaan glo in God, glo ook in my. Ek bely, ek laat staan nou hierdie dinge van die verlede, Here. Ek het ook klarigheid oor die redding van my siel, want die woord van die Here sê, dat
U gee ons die mag om kinders van God genoem te word. Elkeen wat U aanneem, ek het U aangeneem, ek het die autoriteit, ek het die mag om 'n kind van God genoem te word. Dankie dat daar baie nou uit te reik en sê, Here, ek gee my lewe vir U. En nou het hulle klarigheid, they've got clarity rondom hulle kindskap, hulle kan 'n kind van God genoem word. Maar Here, ook daar die iets of alles of wat so ook al, wat diegene nodig het. Ek het U leer ken as die God wat gebede antwoord, die algenoegsame, more than enough, all sufficient one. En Here, ons dra nou daar die iets wat iemand nou vooruitroep, dra ek saam met hom op na U. En geloof, lig ek dit saam op, daar die iets en ook die alles. En ook die wat so ook al. Lig ek dan op na U en ek sê vir U dankie dat U dit ook gee en dit dien tot verheerliking, tot aanbidding van God die Vader en van God die Seun. Ek lig hierdie behoeftes oor kinders wat tot bekering moet kom, of die bekommernis oor 'n kind se gesondheid of oor 'n kind wat afgedwaal het. Ek lig dit op na U in die naam van die Here. Dankie dat U dit ook gee en doen in Jesus naam. Dankie vir die soete Heilige Gees wat ons trooster is, wat nou saam met ons beweeg. Doen dit vir hulle. Laat die Gees sak op elkeen wat na hierdie woord luister in die naam van Jesus. Amen. Ek weet jy het hierdie woord ontvang. God seën jou ryklik. Jy is kosbaar vir die koning van alle konings. Tot volgende keer. Love you. Bye.